Weet jy, deur al die eeue heen, het die Here nog steeds 'n behoefte na 'n mens. As jy vanoggend so vinnig kan dink, hoeveel mense het hierdie aarde al betree? Dis onmenslik om te dink, of ontelbaar vanoggend om te wil tel hoeveel mense was ooit al op hierdie aarde gewees. Maar kan ek vir jy sê dat nogtans, het hy begeerte na my en jou vanoggend. Nogtans het hy behoefte om in jou behoefte raak te sien vanoggend. Nogtans verlang hy na jou stem vandag. Kan jy dink daaraan dat na hoe lang tyd raak 'n mens gewoond aan 'n persoon? Hoe lang vat dit voordat jy gewoond raak aan jou man en jou vrou? Aan jou kinders? Aan jou beste vriende? Almal het mos 'n ou sê dingetjie. Ek het op 'n stadium met iemand saam met my gewerk en hulle het seker so 2 of 3 keer saam met my gewerk. Toe begin hulle my sê goed aan te leer. En elke keer as ek hierdie persoon sien, dan begin hy met my sê goed. Dit is so vinnig om ietsie op te tel by iemand. Dit is so maklik om dit aan te leer. Dit is so maklik om mekaar gewoon te raak. Maar weet jy, die Here Jesus word nooit aan jou gewoon nie. Want nooit verlaat hy jou nie. Hy ken jou triks. Niks is vir hom nie, maar nog kom hy terug na jou toe. Nog ontmoet hy met jou. Hoe lieflik is dit nie vanoggend? Ek weet nie of jy besef dat eintlik hoe kosbaar en hoe wonderbaarlik is Christus Jesus nie. Ek weet nie of ons vandag werklik in ons harte kan sê dat ons verstaan ten volle dit wat hy vir ons het nie. En moontlik as ons vanoggend sou verstaan het, sou seker meer opgewonde gewees het. Ons sou gejubel het en ons sou gejuig het. Ons sou reg gewees het. Maar weet jy wat? Partykeer moet ons nie net perfek wees nie. Because he is perfect. En wat hy perfek is, weet ek streef na hom toe. Ek is nog nie soos hy nie. Wie van die, my pa het op 'n stadium, as ek dit nou mag vanoggend sê met respek, hy het op 'n stadium geglo, so baie jare terug, hy het net engelvlekkies nodig gehad, dan was hy op pad hemel toe. Wie van die vanoggend voel dat jy net nog engelvlekkies nodig, dan is jy op pad hemel toe? Nie een van ons nie, nee. Ons almal is maar net 'n mens, afhanklik van die een wat kom om ons te kom haal. Halleluja. Is jy gereed vanoggend? Is jy gereed? Amen. Net soos Tannie Martha sê of ouma Mart sê. Maar ek wil vanoggend hierdie vraag by jou, wil ek jou vra. Is jy gereed? Is jy reg? Almal gaan nou vir my sê, ja, is reg. Maar kan ek gou nog 'n stelling vir jou maak? Kyk, die bruidegom kom. Hy is spoedig op pad. Hy is spoedig op pad. Is jy nog reg? Is jy nog reg? Ek gaan vanoggend hierdie woord kortliks aan die voorhou vandag. Ons tyd het redelik ver gevorder en ek dank die Here vir dit wat hy bereik het vanoggend, want dit is nie deur 'n mens nie. Dit is nie iets wat ek kon bestuur het nie. Dit is wat die Here bestel het vanoggend. Matteus 25 vanaf vers 1. Matteus 25 vers 1 sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Dit van Here, en ek wil net eers daar stil staan. Ek het vanoggend gevra, is jy gereed? Ons almal het gesê ons is gereed. Ons almal het 'n vlak van gereedheid, is dit nie? As iemand jou moet vra as jy gereed, dan gaan ek sê ja.
As ek my vrou moet vra, as jy gereed dat ons ry, dan gaan sy vir my sê ja, maar dan gaan sy nog eers die sak gaan pak. So sy's reg om te ry, maar sy's nog nie reg om in die kar te klim nie, want daar's nog klein elemente wat daarmee toekom, voordat ek kan ry. Maar as ek wil sê, gaan ons ry dan? Ja, sy gaan inklim. Weet ek nie wanneer nie. Kan 'n uur of 'n halfuur later wees, maar as jy vinnig nie. Ons is gereed. Op 'n mate is ons almal vanoggend hier, kan ons sê ek het my gereedheid behaal, as ek moet vandag hoor iets gaan gebeur, is ek reg. Kind van die Here, hierdie verhaal gaan oor 10 maagde. Ek weet daar's 'n slimmer Bybel wat verklaar dat hierdie gaan nie noodwendig oor die wederkoms van Jesus hierdie gedeelte nie. Maar die rede hoekom ek hierdie gedeelte aan u wil voorhou vanoggend, want dit is die beste beskrywing wat ek kon vind in die Bybel, wat my by die punt wil bring wat die Here op my hart gelê het. Daar's 5 verstandige maagde gewees en 5 dwaas maagde gewees. 5 van hulle was reg en het seker gemaak hulle vat ekstra olie saam. Maar 5 van hulle het gedink, nee, olie gaan bietjie oorbodig wees. Olie gaan so bietjie moeilik wees om saam met my te dra. Ek moet nou hierdie lampie dra en dan moet ek nog 'n ekstra olie kan dra. Sê nou die bruidegom kom voordat my olie uitgebrand het, dan het ek nou verniet hierdie olie saamgebring. Is dit nie? Sê nou die bruidegom kom en hy kom dalk vroeg, dan het ek nou nie al hierdie olie nodig nie. As ek weer later huis toe gaan, dan het ek nog olie oor vir die volgende dag. Want ek weet nie of jy weet nie, maar hierdie gedeelte is 'n tipiese Joodse tradisionele manier, in 'n Joodse tradisionele manier geskryf van hoe 'n tipiese troue sou werk. So in ons tradisie vandag, en ek het dit al op 'n keer gesê, in ons tradisie vandag, dan wag die bruidegom vir die bruid hier by die kerk. Is dit nie? Stem jy met my saam? Jy is die bruidegom, dag eers die op jou senuwees, kom wag hier, hande is nat gesweet, gaan hierdie vrou opdaag, gaan sy nie opdaag nie, is alles reg, is jy onthaal reg, is alles reg, gaan die bruid opdaag. En uiteindelik, wie hoe werk dit ook? Ek al baie dit gesien het. Jy kan ook nie 'n tyd aan hierdie goed koppel nie. Jy kan sê ek begin 11 uur trou, 11:15, 11:30 wat sal die bruid eers instaan. Weet jy dit? Jy het dit al gesien, was jy al by sulke troue gewees? Dan sit jy daar en jy wag, en dan gaan die beste is, dan is jy 'n best man. En hoe staan jy daar voor en jou voete begin brand. En my bene raak seer, en ek wil nie meer hier staan nie, ek wil net gaan sit, want hierdie bruid verlang. Pastoor is voorbereiding vir die res van hulle lewe. Dis 'n probleem. Want weet aan die wat, die bruid vandag van Christus sit met dieselfde gemaksone. Ons wat as die bruid van Christus genoem word, sit met dieselfde gemaksone. Die bruidegom moet van my wag tot wanneer ek reg is. En Tannie is reg en Tannie het nie verkeerd gepraat nie. Dit is 'n ding, as ek dit nou lighartig manier kan sê, dit is wat die Tannie sê. Manne word maar gewoond aan. Dit gaan gebeur, ek moet dit gewoond raak. My vrou van elke keer lank en sê ons gaan nou ry. En as ek dan gaan start ek die kar en trek ek hom maar vorentoe, dan steek sy haar kop by die deur en dan stuur sy die kinders kar toe, dan gaan sy terug in, dan kom sy uit met die sak, o nee, ek het hierdie vergeet, dan gaan sy weer terug in. So ek weet wat dit is. Maar weet die kind van die Here, die bruid van Jesus is op 'n gevaarlike plek. Ja, amen. Ons wil reg wees wanneer die bruidegom daar is. Weet jy, die Joodse tradisie lei as volg dat die bruidegom het na die bruid of na hierdie diensmeisies het hy opgedaag saam met die bruid. Niemand het vir niemand gewag nie. Die partytjie het vir hulle gewag. Maar weet jy, hy het opgedaag. En as hy opgedaag het, dan het die fees begin. Nie voordat hy opgedaag het nie. Kind van die Here, weet nie of jy dit besef nie, maar
Ons sê vandag ons is reg. Dus jy moet vra, het jy 'n ekstra lamp? Is jou lampie vanoggend vol? Het jou kannetjie vol gemaak? Hoe lyk jou kannetjie nog vanoggend? Kan ek jou kannetjie vergelyk met geloof vanoggend? Het jy nog geloof? Het jy nog uithou vermoë? Het jy nog die skrif wat jy gedurig deur lees, wat jou bemoedig en wat jy al hierdie goeders lees? Het jy nog steeds gebed wat deel vorm van jou olie? Of het jy al so 'n bietjie op 'n plek gekom waar jy 'n bietjie uitgebrand het? Gewoond geraak het? Weet jy wat ek sien hier, terwyl die skrif hier sê dat hulle in vers 5 en hy sê terwyl die bruidegom talm om te kom, die bruidegom vat so 'n bietjie lank om te kom. Met ander woorde, hierdie 5 dwaalse meisies se lampies het leeg geword. Nou ek kan dit moontlik vanoggend kan ek vir julle sê dat miskien het hulle gedink die bruidegom gaan vroeg wees. Miskien het hulle gedink dat die bruidegom gaan daar wees wanneer hulle daar aankom, so dan kan hulle net saam met hom ingaan. Wat partykeer 'n gevaarlike plek vir ons as kinders van die Here is. Yes, amen. Want ek weet nie of jy weet nie, maar ons kan nie wag tot wanneer ons hoor die bassein blaas, dan gaan ek my hart vir die Here gee nie. Ja, so waar. Die skrif sê dat in daai laaste oomblik gaan elke knie gaan buig en elke tong gaan bely. So of jy nou glo of nie glo nie, jy gaan in 'n geval moet verklaar dat hy leef. Jy gaan nog steeds moet verklaar dat hy Christus is. Of ons dit nou wil sê en of ons dit vanoggend wil aanvaar of nie wil aanvaar, die kind van die Here, jy wat vanoggend hier sit is bevoorreg, want jy gaan dit doen. Maar as jy vanoggend hier sit en jy is nie gelowig nie, het ek nog niks vir jou. Jy gaan dit nog steeds moet doen. Ja. Jy het nie 'n keuse nie. Want jy weet, sy grootheid en sy goedheid sal in die hele wêreld bekend gemaak word. Sy heerlikheid en sy krag en sy majesteit sal by almal bekend wees. En of jy nou reg is of nie op daai gegeewe oggend of gegeewe dag, ek kan nou nie eers sê dit gaan 'n oggend wees nie. Op daai gegeewe dag wanneer hy terugkom. En of dit nou is, kan ek dit vanoggend bietjie vir jou verander? Of dit nou is dat die blou arseer skeer die boom, of net dat hy jou kom haal vir jou tuiste. Yes. Weet jy, ons almal het 'n verwagting vir daai trompetgeluid. Ja. Maar wat as daai trompet hier in jou midde vandag blaas en hy sê hierdie is jou laaste kans? Gaan jy genoeg olie hê? Gaan jy genoeg hê? Of het ons bietjie uitgehardloop? Sê julle het almal vaag geword en aan die slaap geraak. Hierdie kind van die Here, ek het al baie hierna gekyk en ek sien selfs toe Jesus al bo op die berg gaan bid het sy disippels onder aan die slaap geraak. Daar 'n vlak van gemak in ons lewens ingekruip vandag. Ons word so 'n bietjie vinnig vaag. Ons word so 'n bietjie vinnig woeg. Ek word so 'n bietjie aan die slaap gevang. Ja. Die skrif verklaar dat die vyand loop soos 'n brullende leeu rond om te kyk wie hy kan verslind. Yes. Ander skrif sê dat die Here se oë deursoek hierdie aarde wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Weet jy, as ons vanoggend aan die slaap gevang word, waarheen is jou pad? Yes. Het is maklik vanoggend om te sê, Here, ek's reg. Here, stuur my, Here, gebruik my, Here, vat my. Here, hier is ek steek my hand op. Maar kind van die Here, is jy werklik waar reg, dat wanneer die bassein blaas, sal jy werklik in sy jy's reg. En ek weet vanoggend, en ons kan dit vir mekaar sê, dat die skrif verklaar dat daar genadekans vir ons gaan wees, maar kind van die Here, tot en met jy nie genadekans het nie, wat het jy? Ja, amen. Geleende tyd. Weet jy dat die skrif sê, saam met geleende tyd? Weet jy dat die skrif verklaar,
Hy sê, hoe meer jy weet, hoe moeiliker word dit vir jou. Hoe meer jy weet, hoe moeiliker word dit vir jou. Weet jy hoekom word dit moeiliker? Want uiteindelik het jy al die antwoorde op elke liewe vraag. Uiteindelik het jy alles wat jy nodig het, maar jy weier om dit saam met jou te vat, want kind van die Here, ons raak aan die slaap. Ek gaan vanoggend 'n stelling maak en ek gaan dit, en as jy vanoggend voel ek is op jou toon, as ek nie jammer nie, want dan is dit dalk iets wat ons moet aan laat werk. Maar kan ek dit sê, die liggaam van Christus, die bruid van Christus is aan die slaap. Ons is aan die slaap. Ons is nie naaste my besig waarmee God besig is nie. Ons is nie besig naaste my om die buite uit te gaan en te gaan verkondig soos wat Christus dit gedoen het nie. Weet jy, ons is nie eens naaste my so baie besig soos die disippels besig was om net uit te gaan en vir iemand te gaan vertel. Ons is nie besig. Ons is vaak. Ons is boeg. My lampie is besig om so flou te brand. Weet jy, ek besef dit kom in ons gebedslewe ook voor. Kom dit agter. Ons bid nie meer soos wat ons gebid het nie. As daar 'n vraag al in die kerk opgekom, Here, het die gees al verander? Here, hoekom gebeur hierdie nie? Here, hoekom sien ons nie meer die nie? Here, hoekom sien ons nie meer daai nie? Ag Here, ons verlang na hierdie. Weet jy hoekom sien ons dit nie meer nie? Kan ek dit vir jy sê? Want jou lampie is leeg. Al die mag het opgegaan. Al 10. Die Engelsman sê, there was summoned. Die Engels verklaar dit nie so nie, maar dit is opgeroep. Al 10 het opgegaan. Het net die pastoor gebid, of die hoofdiensmeisie, het sy alleen gebid, en het sy die enigste met 'n vol lampie. Nee, almal het met lampies gegaan. Of hulle lampies nou, of hulle net met een gegaan het, of hulle met 'n ekstra kannetjie gegaan het, almal het gegaan. Elke liewe een moes die tyd uitkoop om te gaan kyk, wanneer kom die bruidegom, want hulle wil deel wees van die feesvieringe. Maar kind van die Here, baie keer kom ons op 'n plek, dan dink ons, ag, hierdie ou sal maar vir my bid. Of hierdie ou sal maar die Bybel vir my lees. Ag, hierdie ou sal maar 'n bietjie geloof vir my hê. Ag, as ek net na hierdie ou, kan ek gaan vanoggend baie stellings maak, vergewe my, maar as hierdie ou preek, hy preek ons aan die brand. Kind van die Here, weet jy, dis nie 'n mens wat jou aan die brand gaan preek nie, hoor. Dis net die gees van God, wat daai vuur in jou in die brand kan steek. Ongeag wie die prediker is. As hy, if he's anointed, praise the Lord. As hy dubbele maat van die seun van God af ontvang het, prys die Here, want dan het hy by die troonsaal van die hemel uitgekom. Maar kind van die Here, jy kan instap en jy kan nog steeds daar uitstap leë hande. Ons kan die beste prediker sê, weet nie, dat Jesus was die beste prediker en Judas het hom nog steeds verloor? Ja. Ons kan die beste prediker sê, en ons kan die beste preke preek. Maar tog, sal ons lampies halfpad bly. Ja. Ons kan dag vir dag dagstukkies uitstuur. Dit gaan jou nie in die brand steek nie. Yes, dis waar. Weet jy wat jou in die brand gaan steek? Dis die 4 oorts Yes. van Christus Jesus. Amen. Dis hierdie altaar oomblikke wat jy saam met hom ontvang. Ja. Amen. Daai tye wat jy so 'n bietjie uitkoop en sê, Here, kom en ontmoet met my. Yes. Here, my behoefte, my begeerte vanoggend is ver na U toe. Here, hierdie wêreld het geen meer dingetjie wat my kan vervul nie. Weet jy, moontlik het daai 5 dwaase maagde gedink, maar weet al kom hy bietjie laat, hierdie ander meisies het mos ekstra olie gevat, hulle sal dit met ons deel. Jy gedink as jy op iemand anders se salwing ry, jy gaan dieselfde heerlikheid hê as daai persoon. Ja, jy gaan nie. Daar's nie manier nie. As jy op iemand anders se pas probeer hardloop en jy's nie so fiks soos daai persoon nie, gaan jy die wedloop val eindig soos daai persoon wat op wie se pas jy probeer hardloop. Weet jy, die tweede of die derde draai as jy om 'n baan hardloop, gaan jy voel, hey, hierdie pas is bietjie vinniger as wat ek ooit van tevore ervaar het. My bene kan nie so beweeg nie.
Weet jy kind van die Here, dis maklik vanoggend vir ons om te sê, maar dis okay. Iemand sal ingebid kom. Iemand sal in die teenwoordigheid van die Here hier opdaag. En dit sal okay wees, want God se Gees is hier. En dit is seker okay dat sy Gees hier is. Maar wat van my en jou? Is my lampie reg vanoggend as hy my in die brand wil steek? Het ek genoeg olie as hy my vanoggend aan die brand wil steek, sodat ek kan brand? Of het my lampie al leeg geword en ek weet nie meer hoe om hom vol te maak nie? Weet jy ons sing vanoggend die koortjie, give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Tot wanneer die dag breek, Here, moet my lampie brand. Maar as ek nie olie het nie, hoe gaan my lampie brand? Kind van die Here, as ek my lampie leeg geword het, en as ek uitgetap het, en as ek nie meer ekstra olie saamgebring het nie, hoe gaan my lampie brand tot aan die einde toe? Weet jy, moontlik gaan ons nou sê, maar Here, dalk gaan ek reg wees wanneer jy terugkom. Wanneer kom die Here terug? Kan jy vir my dag en 'n datum gee? Weet jy, deur die jare heen, deur die eeue heen, het almal 'n dag wat hulle uitsit. Op 'n stadium was dit in 2012. Weet jy of jy dit kan onthou nie, die 1 Januarie sou dit gewees het, sou die Armageddon of wat ook al, sou die hele aarde omver gegooi gewees het en alles sou verwoes het, almal het skuld gemaak einde 2011, want ons aarde kom tot 'n einde soos wat ons hom ken. En toe 2012 1 Januarie te word almal wakker, toe moes hulle al daai skuld terugbetaal het. Awake, saints awake. Hulle was nie toe saints nie, hoor. Laas jaar het daar ook 'n stelling uitgekom. Ek glo ons almal weet van die stelling. Maak nie saak van wie af dit was nie. So almal wil 'n dag en 'n datum bepaal van wanneer ek moet reg wees. Jy weet nie, moontlik was daai persoon nie verkeerd nie, want dit was dalk 'n boodskap vir iemand gewees om te sê, maak jou hart reg voor daai dag en datum, want dit kan moontlik jou einde wees. Moontlik was daai boodskap dalk nie vir die wêreld nie, maar dit was vir een persoon gewees. Maar kind van die Here, gedurig deur is ek reg. Gedurig deur kry ek dan vind ek myself dan as ek kan nie slaap. Gedurig deur dan vind ek myself dan het ek nie die ywer nie. Gedurig deur dan vind ek myself, ek wil so 'n bietjie ietsie doen, maar ek is nie seker of dit gaan werk nie. Kom nou kind van die Here, as dit hier by 10:00 die aand kom, raak ons daarom 'n bietjie vaak, nee. Baie van ons gaan slaap, van ons bly nog wakker, maar eers in hierdie aand raak jy eventueel aan die slaap. En jy bly dan aan die slaap, tot en met iets gebeur, of tot wanneer jy wakker word. Maar wat gebeur, as jy nie daar wakker word? Wat gebeur as die bruidegom kom, en ons is nog aan die slaap? Ek kan dit nie vanoggend vir jou anders te sê nie, en ek weet hierdie is al 'n boodskap wat jy al seker vir die 100ste keer in die lewe hoor, en ek wil vir jy sê, jy gaan dit seker nog 100 keer hoor, tot en met Jesus kom, gaan jy hierdie boodskap hoor. Maar ek wil vir jou sê, die tyd is besig om vinniger uit te hardloop as wat ons dink. Tyd is korter as wat ons kan besef vandag. Weet jy of jy al gesien het, die dag is baie keer korter as wat dit normaalweg was. Begin die oggend 8:00 of 9:00 met werk, 3:00 is ek halfpad klaar met dit wat ek die dag wou gedoen het. En ek werk op my pas waarmee ek gereeld gewerk het, die dag is besig om uit te hardloop, ons besef dit nie. Ons besef dit nie. Die kind van die Here, ek wil nie vanoggend vir dit anders te sê nie, maar ek wil hê jy moet weet,
Dat jy moet wakker wees in elke omstandigheid in jou lewe. Ek wil hê dat jy moet besef dat die uur is besig om aan te breek vir die koms van die Here. Jesus is spoedig hier en is ons reg vir wanneer hy gaan kom. Of sit ons aan die buitekant en talm, raak aan die slaap, raak 'n bietjie moeg, verloor so 'n bietjie moed, verloor so 'n bietjie hoop. Weet nie of jy al 'n paar keer gebid het en dan dink jy, Here, as jy tog net hierdie gebed vir my moet beantwoord. As die Here dit moet antwoord op die tyd wat jy dit wil hê. En as hy dit nie doen nie, wat dan? Here, jy het nou nie geantwoord nie, soos okay. Ek sal maar aangaan. Ek sal 'n ander weg soek. Is dit nie? En 'n paar maande of 'n paar jaar later, dan antwoord die Here daai gebed wat jy gehad het, op die regte tyd. Amen. Maar as ons net deurgedruk het van die begin af, net vasgehou het. Weet jy, Daniël gaan bid. En vir 21 dae bly hy bidend. Hy vas. Toen die Daniël vasting soos wat ons het vandag ken, hy eet net groente en vas vir 21 dae. En hy bid. Na die 21ste dag kom die engel by hom aan en hy sê vir hom, Daniël, moes al die eerste dag hier by jou gewees het. Die oomblik toe jou mond oopgemaak het, toe moes ek al hier by jou gewees het. Maar ek moes geveg het om by jou uit te kom. Weet jy wat kan ek leer van Daniël? Sy olie het nie opgeraak nie. Hy het nie moeg en mat geword nie. Die tyding het nie vir hom te veel geraak nie. Weet jy, die druk het nooit verminder nie. Sy omstandighede het nie in daai oomblik vir 21 dae verbeter nie, maar dit beteken nie omdat dit nie vir 21 dae verbeter dat hy moes op en bid nie. Weet jy, ek kan net dink vir die, as jy dit saam met my daaraan kan dink, vir 21 dae het hy meer gebid as wat hy van tevore gebid het. Hy het harder gebid. Hy het gesê, Here, ek gaan nie op en bid nie voordat jy met my antwoord nie. Jakob worstel met die engel. En hy sê vir hom, ek gaan nie los nie voordat jy my geseën het nie. Amen. Kind van die Here, die Here kom ontmoet met ons baie keer terwyl ons slaap. En dan, as die Here klaar met ons ontmoet het, dan stuur hy hom. Dankie Here, bye bye. Ek gaan nou weer slaap, ek is moeg. Jakob, hy sê, nee Here, ek gaan perseveer, ek gaan uithou, ek gaan aanhou, tot en met jy met my praat, tot en met jy my seën, tot en met jy my bewys gee dat jy by my was. Here, ek gaan nie toelaat dat my lampie leeg word nie, want ek kan dit nie mis nie. Here, ek kan alles anders te mis, maar die wederkoms van U kan ek nie mis nie. Here, ek kan alles anders te kan ek op afgee. Here, ek kan 'n bietjie minder van die doen, maar ek kan nie minder van U hê. Here, ek kan so 'n bietjie minder dalk by Werner gaan kuier as 'n voorbeeld vanoggend. Maar Here, ek kan dit nie mis nie. Here, ek kan dit nie bekostig om my Bybel neer te sit nie. Ek kan dit nie bekostig om nie meer te bid nie. Ek kan dit nie meer bekostig om nie in die teenwoordigheid van God uit te kom nie, want kind van die Here, as ons dit gaan mis, gaan jy dit dalk vir die res van jou lewe mis. Ag, kan ek dit vanoggend sê? Ek weet om kerk toe te kom dis nie die alfa en die omega nie. Maar weet jy, dit is 'n duidelike besluit, boonbehalwe vir die wat werk, of ek die Here wil dien of ek hom nie wil dien nie. As jy groter word as God in jou lewe, dan is dit tyd dat jy dit een kant toe skuif sodat hy hierdie regmatige plek in jou lewe opneem. Ek kan wag dat my vrou uit die kar uitkom, of dat sy by die kar uitkom. Ek kan wag dat sy sakke pak. Ek kan in my hart kan ek opgeblaas word. Ek kan van hoeter druk. Vir haar kan ek wag. Maar kan ek nog vir Christus Jesus wag? Het ons nog 'n bietjie moed om uit te hou en aan te... Ouma, hoe oud is ouma nou? 88.
88 jaar is daar 'n wekroep. Here, ek sal uithou tot en met U my kom haal. Here, die lewe kan my verbygaan. Ek kan nie omgee die nag as ek dan die Mart se woorde mag gebruik. Sy kan nie worry oor wat hier buite aangaan nie. Gedurig deur as ek met die tannie praat, dan sê sy vir my, ek kan net nie wag om heen te gaan die boetie. Ek is reg. My ouma's 92 kind van die Here. Ek het vir sê sy het al gebid dat sy moet heen gaan. Maar tot die eind uit toe hou sy vas aan Jesus toe. Tot en met die laaste toe hou sy aan, want sy weet dat haar begeerte en haar behoefte is nie meer dan wat die wêreld kan bied nie, want die wêreld gaan eendag verbygaan. Haar begeerte is dan dit wat Christus Jesus vir my bied. Gedurig deur is haar lampie vol. Gedurig deur hou sy ekstra lampie hier by haar. Want as hierdie olie uithardloop, dan moet ek oor kan swaai. Ek moet kan aangaan. Ek kan nie moeg word nie. Ek kan nie mat word nie. Here, ek kan nie aan die slaap gevang word nie, want dan gaan ek dit mis. Ek gaan dit mis. Ag, kan ek dit vanoggend, ek mag dit darm in 'n ligte lyn sê. Daar's baie dinge wat ons sal mis. Maar as er by iets kom wat vir my belangrik is, sal ek dit nie mis nie. As dit by iets kom wat ek wil doen, dan sal ek dit nie mis nie. Ag, ek kan dit vanoggend, ek sal maar myself as 'n voorbeeld gebruik, dan gaan ek tot niemand se tone trap nie. Op 'n stadium in my lewe, as op 'n Saterdagoggend rugby was, dan sou ek die TV aangesit het en ek sou die hele dag rugby gekyk het. Ek sou gemis het om bal toe te gaan. Ek sou gemis het om te gaan werk. Ek sou alles gemis het. Want hierdie was my alfa en my omega gewees. Dit is waarvoor ek geleef het. Dit het my lewe geword. It consumed me. Dit was op 'n stadium so dat my pa nie sommer my rugby wil kykie want ek skree te hard. Dan loop hy weg. Dis te hard hier binne. Of my ma kom dan, ag kyk jy nog steeds rugby. Ek sal so moeg rugby gekyk. Ons het al klaar die Blou Wille en die Leeu's gekyk. Wil jy nou regtig die Sharks kyk? Ja, ek wil. En later as die Springbokke speel wil ek weer kyk. Ek wil aanhou kyk. Ag, kan ons nie net die TV verander nie? Kan ons nie net 'n ander stasie opsit nie? Nee, rugby kyk. Sou dit nie mis nie. Sou my alles gegee het. Kind van die Here, sal jy jou alles so vir Christus kan gee. As jy bereid om vanoggend te sê, ek kan nie hierdie vraag vir jou vra nie, dis 'n vraag wat jy vir jouself moet gaan antwoord, maar ek kan dit aan jou stel. Is jy reg om jou alles vol in te sit, sodat jou lampie nie moet leeg word nie, sodat jy genoegsame olie saam met jou kan neem, sodat jy die teenwoordigheid van die Here nie kan mis nie. Ek weet nie van u nie, maar ek kan nie sonder die teenwoordigheid van die Here gaan nie. Ek kan nie. Ek kan nie. Vir 'n lang tyd het ons gemaklik geword met dit wat ons gehaat het. Maar kind van die Here, ek wil nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Ek wil nie meer gewoond wees aan iets nie. Ek wil hê dat ons 'n vars nuwe uitstorting van sy teenwoordigheid moet hê. Ek wil hê dat die olie wat ons ontvang moet ontbreek. Dit moet onuitputbaar wees. Dit moet nie geonderbreek kan word nie. In Hosea praat hy van die 7 kandelare en die olyfbome wat oor dit hang en hoe dit gedurig deur intap. Kind van die Here, ek weet nie van u nie, maar dis waar ek wil wees. Waar ek gedurig deur my krag en my sterkte van God aftrek. Ek wil gedurig deur op 'n plek wees waar ek kan sê, maar Here, my lampie is vol. Ek het nie meer bekommernis nie. Ek hou vas aan u. Ek gaan 4 vers 10 net verder lees. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit.
Vers 11 sê later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Vers 12. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Ek ken julle nie. Weet nie van julle nie. Jy was nie hier nie. Toe ek jou geroep het, toe ek geklop het, toe ek gevra het. Gedurig deur toe die Here by jou deur kom klop het, was jy nie daar nie. Lewe skielik verander die prentjie. Here, laat my inkom. Here, kan ek deel hê van die bruilof? Here, kan ek deel hê in die heerlikheid? Here, kan ek deel hê in die krag? Here, kan ek deel hê in die majesteit vanoggend? Ekskuus. Sorry. Ken jou nie. Weet nie wie jy is nie. Vers 13 sê, waak aan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Kind van die Here, die bruidegom is op pad. Hy kom. Hy is spoedig hier. En as ek vanoggend vir jou moet sê, ag, kind van die Here, miskien oor 3 jaar, gaan ek vir jou lieg. Daar's 'n dringendheid in my hart. Daar's 'n dringendheid in my hart om hierdie boodskap by jou uit te kry vanoggend, want ek besef, as ons dit nie gaan dringend hier by mekaar uitkry nie, gaan ons die punt mis. As ons nie vir mekaar die waarheid gaan sê dat kyk die tekens is aan die dag. Kyk dat die wolke se patroon verander. Kyk, selfs die weer se patroon verander. Ja. En wat ek vir vertel is nie 'n leuen nie. Dis 'n waarheid. Die weerpatroon hier buite het verander. Gaan kyk na die oorlog hier buite. Ja. Weet jy of jy weet nie, bo in Afrika is daar oorlog. Ja. Trump en Iran sluit môre sluit hulle weer 'n deal en dan oor 'n week dan sal hulle weer terug in oorlog met mekaar. Want dan is daar iets waar hulle nie ooreenstem nie. Die een doen nie wat die ander een sê nie. Die oorlog is besig om te kom. Ja. Kind van die Here, hou op gemaklik wees. Dis waar. Hou op gemaklik wees. Ekskuus. Haal jou voet so 'n bietjie van die briek af. Sê Here, ek gaan volstroom vir U. Yes. Here, my roepe en my soek en my bede is na U. Amen. Kom ons buig hierdie hoofde so saam. Liefdevolle Vader, Here, ons weet dit is nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die Gees vanoggend wat ons hier is. Here, niks kon ek gedoen het om te ervaar wat ek vandag het nie, en niks wat ek kan gee sou dit vir my gedoen het nie, maar Here, dit is die genade. En Here, omdat ons vanoggend besef, sonder die genade gaan ons dit nie maak nie. Here, as ons nie die olie het nie, Here, dan het ons niks nie. Here, as my lampie leeg geword het, Here, dan het ek niks nie. Ek bid vanoggend, Here, dat U ons lampies, die spaarlampies, Here, weer sal kom volmaak. Here, wil ek bid dat dit tot oorlopends toe sal vol wees. Here, dat wanneer hierdie een lampie uitbrand, dat ons kan oorgaan na die volgende ene toe. Liewe Here, maar dat ons nooit nie genoeg sal hê nie, maar dat ons sal hê tot aan die einde toe, wanneer U kom om ons te kom haal, of Here, wanneer U ons na die bruilof toe vat. Vader, ek wil bid dat die naam vanoggend in ons midde sal vereer word. Kom en word die alleen geprys en aanbid, Vader. Ek dank en ek eer en ek loof U daarvoor, Vader. Amen en amen. Weet jy vanoggend, volgende uur maak Here my wakker. Die net na 2. En vanoggend vir die musikante gesê, ek sal nie vir u vertel die volle agtergrond van dit nie. Maar op 'n stadium, toe sien ek so leeu in 'n deur en hy kyk so vir my. Nou, ek weet nie wanneer laas het jy 'n leeu van, as ek nou moet my droom as skat vandag, gaan dit seker 2 meter van my af wees. Ek weet nie wanneer laas het jy 'n leeu 2 meter van jou af gesien nie. Maar ek wil vir jy sê, toe ek hom sien, so ervaar ek nie vrees nie. Toe ek hom sien, toe ervaar ek autoriteit. Yes. Ek ervaar oorwinning.
Nou kind van die Here, hoekom ek dit vir jou vertel? Because the Lion of Judah is in our midst. Amen. Die Here Jesus is vanoggend hier in ons midde. Yes. Hy is saam met ons. Waar ook al jy gaan, is hy saam met jou. Hy besigtig jou. Hy hou jou hande in jou wandeldop. En hy weet waar jy op pad is. Amen. Staan en nou ja, julle van die Here wil julle uitspreek. Of julle kan die seën oor een langs jou, agter jou, voor jou op uitspreek vanoggend, deel dit sommer weer. Dis baie beter om te seën as om te vloek. Yes. So vanoggend het ons die geleentheid om mekaar so 'n bietjie te bless. Ons gaan mekaar bless. Niemand se bless vat nie, hoor. Ons gaan mekaar seën. Numeri 6:24 sê die Here sal my seën en my behoed, of Jou seën. die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen. Amen. En dan gaan ek Liefde, die Here wat 'n wonderlike voorreg het ons vanmôre gehad om in U huis te mag wees. Here, ons bid die woord wat uitgegaan het, dat dit op ons harttafels geskryf sal wees. Ons eer U, ons prys U vanmôre daarvoor. Ons sê vir U baie dankie, Here, want aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding vanmôre. Vra verdaag ons jou nou so onder die kosbare bloed van U en bring ons weer die bestemde tyd hier met mekaar. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen.